Welkom terug graad 6. Ons gaan vandag kyk na plastiek as 'n nie-geleier. Ons gaan ook na 'n paar ander materiale en waar ons dit kan gebruik. Elektriese drade is altyd in plastiek of ander nie-geleier bedek. Dit laat toe dat die elektrisiteit slegs deur die drade na die toestel vloei. Ons sê hierdie drade is geïsoleerd. Kyk na die volgende prent. Let wel weer mooi op dat die byskrifte mooi onder mekaar is aan die regterkant. Dit is hoe ons 'n wetenskapskets maak. Daar is die koperdrade wat elektrisiteit gelei en daar is plastiek wat isoleer geleiers is. Kom ons kyk na 'n paar situasies waar materiaal gebruik word om elektrisiteit te gelei. Rubberhandskoene. 'n Elektriesien sal hierdie handskoene gebruik wanneer daar met lewendige drade gewerk word. Plastiekbedekking. Dit word om enige elektriese drade gesit waar daar die potensiaal is dat iemand aan lewendige drade sal kan vat of raak. Dink maar aan al die elektriese drade wat in jou huis is. Glas. Glas word op meer as een plek gebruik. Dink byvoorbeeld aan 'n gloeilamp. 'n Ander plek sal ook wees by die oorhoofse kragdrade. Hier word dit gebruik om die tegnikuste wat aan die drade moet werk te beskerm. En natuurlik om te keer dat die drade aan mekaar kan raak. Plastiekbord. Ek glo die meeste van julle het al een of ander vorm van hierdie borde gesien. Dit is die groen borde wat uit elektroniese toestelle kom. Indien jy al so 'n toestel oopgebreek het, sal jy weet, dit is daardie groen plastiek bordjie waar daar al daai silwer draadjies oor hom hardloop. 'n Plastiekbedekte tang. Dit is om 'n persoon te beskerm indien hulle per ongeluk met die tang aan 'n lewendige draad raak. Dit is gewoonlik die handvatsels wat met 'n plastiek of selfs 'n rubber oorgetrek is. Plastiek omherlaaiers. Nou, as jy gaan kyk na jou selfoon, sal jy besef dat jou selfoon het 'n plastiek houer om hom. Dit is daar sodat jy beskerm word wanneer jy jou selfoonlaaier in die prop indruk, sodat jy jou selfoon kan laai en dat jy nie aan die lewendige drade sal raak nie. Porselein. Dit word gebruik in ligte, in die deel daar waar die silwer skroefgedeelte is wat jy jou lig sou inskroef. Dit is om te keer dat die elektriese drade kontak maak met die elektriese omhulsel en daardeur 'n kortsluiting kan veroorsaak. Porselein word ook gebruik in 'n motor se vonkproppe. In die volgende video gaan ons kyk na die gebruik van elektriese stroombane.